Het jy al ooit 'n ou fotoalbum oopgemaak? Natuurlik het jy, né? Dis nogals merkwaardig hoe een enkele foto jou binne sekondes kan terugneem na 'n oomblik wat jy lankal vergeet het, maar daai foto skep nie net vir ons herinnering nie, dit help jou net om weer daai oomblik te beleef. Ons onthou baie keer die geluide, die reuke. Mense onthou daai oomblik, né? Ek dink dis iets van wat Jesus met die nagmaal ook vir ons bedoel het. Luister gou weer na sy woorde in Lukas 22 vers 19 tot 20. Toe neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so neem hy na die maaltyd ook die beker en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël word, wat vir julle uitgestort word. Toe Jesus hierdie woorde spreek, was hy net ure van die kruis af. Hy het geweet wat sou gebeur, hy het geweet sy liggaam sou gebreek word, hy het geweet sy bloed gaan vloei, hy het geweet hy gaan tot sy aardse einde kom. En tog sê hy nie vir sy disippels, onthou die pyn, onthou die kruis nie, onthou die traume van hierdie dag nie, hy sê, onthou my. Geliefde, elke keer as ek dink aan die nagmaal, dan tref hierdie my, dit tref my elke keer. Want uiteindelik gaan nagmaal nie oor brood nie, dit gaan nie oor die wyn nie, dit gaan nie net oor hierdie twee simbole, dit gaan selfs nie oor net die kruis nie, dit gaan eintlik oor Jesus. Dit is waar die nagmaal gaan. Die brood kom en herinner ons aan die een wat gewillig sy liggaam vir ons gegee het, en die beker, dit herinner ons aan die een wat gewillig sy bloed vir ons uitgestort het. Die simbole is vir ons uiters kosbaar, maar hulle wys altyd verder, hulle wys na die verlosser. So geliefde, miskien is dit juist waarom ons hierdie herinnering so nodig het. Want hier's die issue, ons harte vergeet maklik, nie net wat Jesus vir ons gedoen het nie, ons vergeet ook soms wie hy vir ons is. Ons onthou dat hy verlosser is, maar ons vergeet so maklik dat hy ook vandag nog steeds ons herder is. Ons onthou dat hy ons sonde vergewe het en is vir my so kosbaar. Elke keer as ek die nagmaal gebruik, dan weet ek my sondes is vergewe, maar ek vergeet so maklik dat Jesus Christus begeer om daagliks saam met my te wandel. Elke keer wanneer ons aan die tafel van die Here aansit, dan nooi Jesus ons nie net bloot om aan 'n gebeurtenis te dink nie, hy nooi ons om weer ons oë op hom te vestig. En ek dink dis daarom dat nagmaal vir ons soveel meer as 'n herinnering aan die verlede is. Dit is ook 'n ontmoeting met die lewende Christus wat ons weer herinner waarop ons hoop, ons vrede en waarin ons redding lê. So geliefde, onthou dalk net hierdie, die brood en die beker is nie net die middelpunt nie, die middelpunt is Jesus. Nagmaal kom herinner ons nie net aan wat Jesus gedoen het nie, maar ook aan wie hy vandag nog is. Ek hoop dat vandag se oordeenking kom maak jou opnuut weer opgewonde oor die nagmaal, en as jy môre weer met ons inskakel, dat jy verder saam met ons sal leer oor wat nagmaal vir ons beteken. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat wanneer ons na die nagmaaltafel toe kom, is ons opnuut herinner dat wie U is. Vader, ons kom nie net na die brood en die kelkie of die wyn of die sap nie, Vader, maar ons onthou meer as net die simbole, dat U is 'n persoon wat U lewe vir ons neergelê het, en ons kan U ook so persoonlik ken. Daarom vra ek, Here, maak ons opnuut weer bewus dat U is by ons, U is met ons, U is saam met ons, en wanneer ons na die nagmaaltafel toe kom, dan kom ons eerstens na Jesus toe. En dit maak my vandag so opgewonde om te onthou dat U is met ons, saam met ons, U is ook Immanuel, by ons. Ons loof U daarvoor, ons eer U daarvoor. Ons bid dit alles in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.